Vriende, ek het nou hier 'n stukkie huishoudelike toerusting wat baie mans dalk nie verstaan nie, en ek is nou ook nie gevoed nie op hierdie gebied nie. Hy het seker 'n paar interessante knoppies. Gou kyk wat gebeur as ek hier... Hier kom water uit. Kyk, nee, hier is nogal 'n tegnologiese gevorderde masjien. Ou moet net nie aan gedagte raak en dink is die telefoon as hy lui en antwoord nie. Maar nou ja, 'n krekelvrye strykyster. Ja, krekelvry. Nou ja, baie meer keer het die mense het mos maar krekels in sy lewe. Ek dink nou aan my lewe. Dink aan Bybelfigure. Ek dink aan godsmanne en vroue. Ons het maar krekels iewerster wat die strykyster uithaal en hy raak maar soms 'n bietjie warm in jou lewe. En 1 Petrus 4 vers 12 praat hieroor. Hy sê, geliefdes, verbaas jou nie oor die vuurgloed van vervolging nie, wat tot jou beproewing dien. Soos wat doen vervolging is 'n warm besigheid, maar dit dien tot jou beproewing, is so 'n gloed van hitte, maar hy stryk baie kere die krekels lekker uit. Baie van ons het maar krekels en ek is seker as 'n krekel in my lewe. En ons probeer die goed uitstryk. Die doel van 'n strykyster is egter om te stryk, en dan het hy so 'n knoppie wat stoom maak. As jy hom druk, dan kom daar stoom uit, en die stoom staan vir God se genade, want hy haal die hardnekkigste krekel uit, wat hitte nie uithaal nie, maar die stoom maak hom sag. God se genade, wat dan die ding doen, maar iets in 'n strykyster waarvan jy hom nie moet gebruik, jy moet nie kwaad raak, en dan iemand gooi met die strykyster nie. Baie mense het al strykysterhoue gekry. Nou kom ons kyk na iemand, voordat ek nou van my lewe ietsie wil sê, kom ons kyk na Moses. Moses het 'n paar krekels in sy lewe gehad, en hy het gedink, hy is nou die man wat nou geroep is, want hy was geroep gewees, en te pleeg Moses, so slaan hy 'n man dood. Jy weet mos van die verhaal, hoe hy die Egiptenaar doodgeslaan het, en dit het gemaak dat hy moes vlug. Hy het gereken, hy is God se man vir die uur, en hy moes eers na die woestyn gaan, sodat krekels uitgestryk word. Wat 'n krekel, wat 'n hou wat in sy lewe gebeur het, miskien in 'n oomblik van waansin, het hy sy, al sy, bietjie sy meer verloor. Hy het so 'n bietjie in 'n oomblik van waansin krag verloor, hy het sy vermoë om alles by mekaar te hou verloor, en toe moet hy vlug vir sy lewe, en hy word vir 40 jaar lang 'n bywoner in die woestyn in Midian, om te dink hy was 40, en toe hy 80 jaar oud is, toe sy krekeltjies mooi uitgestryk, en God sê, gaan haal 'n bietjie met daai mense daar in Egipte land. God gebruik mense met krekels, met 'n agtergrond waar hulle nie net gestryk is nie, maar waar hulle houe in hierdie lewe gekry is, gegooi is met 'n strykyster. As jong seun is my ouers uit mekaar uit, toe ek nog 'n seentjie was. Dis 'n strykysterhou vir 'n kind van daardie ouderdom. Ek meen, dis nie lekker nie. Ek hoor maar my oupa en ouma aan vaderskant het ook maar uitdagings gehad, want hulle is ook uit mekaar. Dit moes weer 'n strykysterhou vir my pa gewees het. En dan weet ek nie, wat was die strykysterhoue wat hulle gehad het nie. Mense wat jou gegooi het met 'n strykyster. 'n Strykyster is nie bedoel om iemand mee te gooi nie. Baie kere gebeur daar dinge in mense se lewens. Slegte dinge gebeur soms met goeie mense. Miskien het jy deur 'n egskeiding gegaan, jy het nie gevra daarvoor nie, anders het jy mos nooit getrou met daai persoon nie. Miskien het jy in verslawendheid verval, in dwelms. Miskien is jy verslaaf aan pornografie of alcohol. Dinge gebeur in jou lewe, en baie kere is dit, ja, mens kan sê keuses, maar nie altyd nie. Baie kere is dit 'n strykysterhou wat jy langs die pad gekry het. Ek lees en hoor van 'n bekende spreker in die wêreld, van die grootste kerke in die wêreld. Sy pa kom uit 'n geskeide huwelik uit, en toe's die pa weer getroud, hy sê daardie huwelik gebore. Dis 'n strykysterhou vir
daai prediker gewees, maar weet jy wat, God het hom nogtans gebruik, soos hy Moses nogtans gebruik het, om meer as 1 miljoen Jode uit Egypte te lei, het hy hierdie prediker gebruik, en het hy my gebruik, al was daar strykysterhoue in my lewe, en maak nie saak wat gebeur het nie, God het 'n plan met jou lewe. Ek wil sê, ek sal nie toelaat in ons gemeente, dat mense mekaar met strykysters gooi nie. Ons moet daar wees om mekaar te ontvang met liefde, en mekaar te help. Die Here wys my nou die nag 'n gesig, 'n droomgesig, en in hierdie gesig sien ek, hoe 'n vrou, met 'n strykyster gegooi is. En in die droom, val die vrou, en sy dryf in die swembad, sy is nou dood in hierdie droomgesig, en ek steek my hand na daardie vrou toe uit, en ek trek haar uit die swembad uit, en daar word sy lewendig. Duidelik weet ek, die gees van die Here sê vir my, daar is baie mense in die kerk van die Here, wat strykysterhoue het, wat deur omstandighede gegooi is, wat miskien verwerping deur gegaan het, wat verskillende situasies, bitterheid deur is, wat in vrees gedompel is. Dis een van die grootste strykysterhoue, as jy met vrees sukkel, geskeide ouerhuis, of woorde wat sê jy's vet, of dik, of lelik, of ongeskik, woorde waarvoor jy nie gevra het nie. Miskien het jy 'n strykysterhou gekry, deurdat jy blootgestel is aan pornografie, en jy daai hoek gevat, en nou het jy 'n probleem. Die grootste strykysterhoue is baie keer 'n kleiner dingetjies, waar mense iets gesê het, wat jou in die persoon aanvat, en dit maak dat jy kan sterwe. Die kerk van Christus lê in swembaddens, en hulle dryf in swembaddens, want hulle het houe gekry, waarvoor hulle nie gevra het nie, en jy is een van hulle, en die Here het hierdie boodskap gestuur, sodat jy moet weet, God wil jou uit die swembad uithaal. Toe ek daar die vrou in die naggesig uit die swembad uithaal, onmiddellik word sy lewendig. Ek en jy kan mense nie lewendig maak nie, maar God kan alles doen. As ons hand sal uitsteek en mense uittrek, sal God die bene by mekaar maak. Hy sal weer vlees oor bene sit. Hy sal weer senings daar sit. Hy sal weer gees in dooie liggame inblaas. God wil jou gebruik om mense te gaan optel wat strykysterhoue gekry het. Ek dink aan Thomas. Hy het dan 'n strykysterhou gekry. Hy was vir 8 dae lank ongelowig, net 8 dae. Hulle het vir hom gesê, die meester het opgestaan. Hy het gesê, ek glo dit, jy moenie vir my stories kom vertel nie. Ek glo dit, die 8 dae daarna, toe sy ook in die boot vertrek, en hier staan Jezus, en Jezus sê vir hom, en Thomas het gesê, ek sal dit nie glo, sy ek nie my vinger in die gate in sy hand druk, en my hand, sy druk nie, en Jezus staan voor hom, sê Thomas, bring 'n bietjie jou vinger, druk het hier in die gate in my hand. Thomas val op sy knieë neer, en sê, ek glo, Here, ek glo. Vir 8 dae het hy nie geglo nie, maar mense sit nou al vir 2000 jaar, die tag op Thomas, die ongelowige Thomas, vir 2000 jaar, maar hy het net vir 8 dae nie geglo nie. Partykeer het die mense fout gemaak, maar nou sit hulle lewenslang 'n tag op jou, en hulle gooi jou met strykysters, pleks van dat jy die strykyster, die omstandighede jou beter maak, gooi hulle jou daarmee, om jou bitter te maak. Vriende, ek wil my hand na jou uitsteek en sê, as ek God in die hemel, liewe kerk van die Here, kom, ek steek my hand uit, die Here sê, kom na my toe. As jy 'n hou in hierdie lewe gekry het, mense wat jou in die persoon jou aangevat het, wat jou karakter aangevat het, wat jou sleg gesê het, wat jou beledig het, ek steek my hand uit, kom aan, kom staan op asseblief. Ons almal het al strykysterhoue gekry, ek het al 'n strykysterhou gekry, vriende. Ek is daar 'n situasie waar 'n goeie mens my voor die bors gegryp het. 'n Goeie mens het my voor die bors gegryp in 'n oomblik van waansin. En weet jy wat, ek moet oor daai strykysterhou kom en ek moet aangaan. Miskien het jy dit nie so gelukkig getref nie, want ons noem dit 'n curveball. Daai klip het gekom en dalk was ek net genadiglik om effens te kon gekoes het vir die klip wat gekom het met 'n draai, en miskien het hy met 'n draai gekom en het jou getref, en nou lê jy in die gutters en jy's in die swembad, en ek sê vir jou, moenie moed opgee nie man, die Here wil jou uittrek. Kom aan, staan weer op, vergewe die broer wat jou voor die bors gegryp het. My het dit seker 20 jaar terug gebeur. Vergewe daai persoon wat jou beledig het. Vergewe daai persoon wat 30 jaar terug gesê het, jy's dik. Vergewe daai persoon wat nie maniere het nie. Vergewe daai mens wat
bloed uit 'n klip uit wil tap, en jy wil vir die Here werk, maar nou wil hulle jou misbruik, vergewe dit man, staan op, ek steek my hand na jou toe uit, die Here wek jou op, hy gaan jou weer gebruik, soos hy Moses weer gebruik het. Wat mense nie weet is dat Thomas, dit is aangeteken, dat Thomas van al die apostels die verste gereis het om die evangelie te verkondig, hy het dit in India gaan verkondig. En vandag as jy in India kom, is daar baie gelowiges in India met die naam Thomas. Thomas dit is 'n Christen naam, veral in India. Moenie laat die tag van 2000 jaar gelede op jou geplak word en jy toelaat dat dit jou intimideer nie. Moenie laat strykysterhoue jou onderkry nie. Die Here sê vandag vir jou, staan op. En ek sit my hand in die swembad van jou lewenssee, en ek sê, kom na my toe, Matteus 11 vers 28 sê die Here, en ek sal jou rus gee. Wil jy nie maar daardie persoon vergewe vandag nie, dis hoe jy gesond word. Wil jy nie maar sê, Here, ek gaan nie meer in die doodswater bly lê nie, ek gaan nie meer in hierdie omstandighede bly nie. Petrus het 'n strykysterhou gekry, want hy het ongelowig geword, hy het gesink in die see, hy het opgehou om die Here te vertrou, maar die Here trek hom uit daai water uit op, en dis vandag jou beurt om opgetrek te word. Kom huis toe asseblief, kom huis toe broer, kom huis toe suster, die Here roep jou, jy kan weer 'n kwaliteit lewe, jy kan weer vir sy evangelie iets beteken, moenie dink die kerk, die fout lê by die kerk nie, ons almal het foute, ons almal het krekels, ek ook, ek vra die Here om my te help, ek wil dit nie meer hê nie, en ek sê, ek word krekelvry in die naam van die Here, en ons almal het houe gekry, teen die kop al, teen die kop, 'n curveball wat ons getref het, ek wil nie sê 'n curveball, ek wil sê 'n klip wat deur die lug gevlieg het, en jy kon net nie betyds koesie, maar so sê die Here, daar's 'n roeping op jou lewe, daar's 'n plan op jou lewe, ek steek my hand uit, wil jy nie in jou geestesoog sien, hoe jy jou hand na my toe uitsteek, en hoe ek jou hand vat nie, en hoe ek jou oprig in die naam van die Here nie, ek rig jou weer op, jy het 'n gawe met musiek, jy het 'n gawe om te spreek, jy het 'n gawe dalk met angels, jy het dalk 'n gawe met dekor, laat dit weer in die kerk van die Here gebruik word. In hierdie gesig wat ek gehad het, is dit 'n vrou wat in die swembad gedrywe het, wat hierdie strykysterhou gekry het. 'n Vrou staan vir die kerk van die Here wat dood is. Dood is vanweë beledigings, vanweë houe, vanweë omstandighede, vanweë wat ook al. Maar God gebruik toe vir Thomas om die verste uit te reik. Hy gebruik toe vir Moses, die gewese moordenaar, wat die tag het om moordenaar genoem te kon word, om meer as 1 miljoen Jode uit Egipte te lei. God gebruik toe vir my, ou seentjie wat uit 'n egskeidingshuwelik uitkom, wat 'n strykysterhou gekry het, om die evangelie van Christus te verkondig. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. En so gebruik hy my ouers, my moedertjie is al oorlede, hy het haar baie gebruik in die koninkryk, en so gebruik hy my familie, my gesin, maak nie saak wat sy strykysterhou jy het nie, meld weer aan vir diens, daar is niks soveel lekker as om te weet, jy's in God se plan nie, dis die ou duiwel wat hier die curveball gooi, dis nie die mens altyd nie, dis jou duiwel, moenie dat ons op mense trap, wat in die steegies, in die donker gangetjies, in the alleys of this life, wat in die steegies sit en verwerp is nie, moenie dat ons op hulle spring en hulle verder verwerp nie, hulle sit dalk in die steegies, omdat hulle daar aanvaarding kry, en nie opgetrap word nie, hulle lê in die swembad verdrink, omdat hulle nie hoop het nie, maar my en jou werk is om in die steegies in te gaan, en hulle op te tel, want jy was dalk ook al in die steegie, en ek was dalk ook al in die steegie, kom ons gaan tel mense op, en as jy die een is wat in die donker steegie, die gevaarlike plek is my hand na jou toe uitgestrek, kom huis toe, Kishena Laboraba Andia, ja, as jy 'n strykyster geval is, wil ek sê, jy's geroepene, want jy kan beter vir mense preek wat uit egskeidings was, jy kan beter vir mense preek wat beledig is, wat gesê het, jou skynheilige, mense wat gesê het, jy is dik of lelik of dom, jy kan beter vir hulle preek,
Mense wat vir jou gesê het, jy hoort nie by ons, jy's 'n ander klas. Mense wat vir jou gesê het, jy weet nie van beter nie. Mense wat vir jou sleg gesê het, toe jy goed bedoel het, jy's dalk 'n strykyster geval, maar jy's die Moses wat die miljoene moet uitlei. Jy's dalk die Thomas wat in Indië moet gaan breek. Jy's dalk die Kobus wat vir ander mense moet gaan vertel van Jesus wat skielik empatie het vir ander mense. Daar is 'n God van genade en hy tel strykyster gevalle op. En ek wil my hand na jou toe uitsteek. En as jy vandag sê, dis ek wat hierdie strykyster geval is. Ek weet van jou, want die Here, ek kan dit ervaar terwyl ek bedien. Ek kan ervaar hoe jy na my toe uitreik, hoe jy sê, dis ek. En so sê die Here vir jou, ek haal jou uit daai omstandighede uit. Ek gaan jou optel, wil jy nie maar toelaat dat jou hand gevat word. Wil jy nie maar weer na 'n kerk toe gaan nie. Wil jy nie maar weer, al gooi hulle jou met klippe, moenie worry nie. So sê die Here, daar's 'n roeping op jou lewe. Jy's my instrument. Jy's die ene wat miljoene gaan uitlei. Jy's die ene wat die spaak van 'n groot vuur aan die gang gaan sit. Jy's die ene wat mense wat in bitterheid gehul is gaan uithaal. Jy's die ene wie ek wil gebruik om huwelike te herstel. Jy is daardie, en al het jy 'n moord gepleeg, daar's 'n God van genade wat jou wil optel. Al het jy mense gevloek en al is jy 'n huwelik verwoester, God tel jou op. Al is jy wie en wat, maak nie saak wat se tag mense op jou sit omdat jy vir 8 dae nie geglo het nie. Daar's 'n God in die hemel wat sê ek gee om. En laat ons nie mekaar met hierdie yster gooi nie. Nee. Kom ons sê ons sal beter raak. Ons sal nie bitter raak nie. En as ons werk, sal ons in onsself werk, maar al wat ons verder moet werk is om mekaar op te trek. As jy jou hand in geloof in my hand wil sit, wil ek jou vra, as jy op 'n plek is waar jy nie bestuur of in so 'n situasie is nie, wil jou oë dalk sluit en jou hand in my hand sit. Ek trek jou uit in die naam van die Here. Ek trek jou uit, ek wil hê jy moet in jou geestesoog sien hoe jy uit daai swembad uitkom en hoe God jou weer lewendig maak vir die koninkryk, want God het 'n plan met jou lewe. Jy is sy gesant. Jy is 'n medewerker. Ek wil sê God se assistent, kan ek dit so sê? Want die Bybel sê ons is medewerkers van Christus. Medewerkers, jy werk saam met hom. Ek trek jou uit daardie kuil uit. Ek sê vir jou, jy's kosbaar. En saam met jou wil ek hê, kom ons vergewe hulle wat ons gegooi het. Hulle het ook maar in 'n oomblik van waansin opgetree en dalk in meer as 'n oomblik. Maar kom ons wees beter deur te vergewe. En dalk is jy 'n omstandigheid waarvoor jy nie gevra het nie en niemand het dit op jou gegooi nie. Dis maar net 'n curveball. Here, ons vergewe. Ek bid vir my vriende vandag. Ek trek hulle op en ek stel hulle weer aan in die geloof in die naam van die Here om vir u te werk. Ek weet dis u wat aanstel, maar ek werk saam met u. Ek is 'n medewerker en ek steek my hande na hulle toe uit. Dankie dat u hulle weer oprig. Dankie dat hulle nou 'n volgende tree gee terwyl u hulle gesond maak om weer te vertel van Jesus, om weer 'n liedjie in die kerk te sing, om maar weer iemand se kar reg te maak, om maar weer 'n bietjie dekorwerk te doen, om maar weer iets vir Jesus te doen. Ek seën elkeen in Jesus naam. Amen, amen. God seën jou, hoor. Tot volgende keer. Ek kan nie wag om weer met jou te praat nie. En as jy ons gemeente wil ondersteun, stuur vir my nou WhatsApp, ondersteun, en ek stuur vir jou die detail. En onthou, jy is kosbaar, besoek my kerk, ons kerk daar in Mamasbury. En ek kan nie wag om jou te ontvang nie. Dan sê jy vir my waar jy my gesien het. Tot volgende keer hoor, jy is kosbaar hoor, love you all, bye.